Nou, wie van julle het al ooit aan die einde van 'n dag gekom en jy was doodmoeg, want jy was die hele dag so besig. Maar toe kom iemand en hulle vra vir jou, besig met wat? En toe moes jy eers mooi gaan dink van waar jy oral rondgehardloop het, al die dinge wat voorgeval het wat jy nie beplan het nie. Jy moes gedink het aan alles wat jou aandag afgetrek het en hoe jy so baie gedoen het, maar jy het nie regtig veel om te sê nie. Maar ons was so besig. En dalk kyk jy terug oor jou dag of jy kyk terug oor jou week of selfs oor jou lewe. En jy voel effe onvervuld. Jy voel dalk net 'n bietjie skuldig omdat jy nie nog meer gedoen het nie. Maar is die antwoord regtig om nog meer te doen? Is die antwoord regtig om nog meer besig te wees? En hierdie het my regtig weer teruggevat na Johannes 15 toe vers 4 tot 5. En hierdie het my regtig weer kom wakker skrik oor ons gedagte van wat dit beteken om besig te wees. En ek wil vir julle lees Johannes 15 vers 4 tot 5 sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die wingerd aan die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle is die lote, en wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons word so geprogrammeer om self te wil produseer. Om self sukses te wil behaal. Maar ons sien nooit dat vrugte hard probeer om hulself te produseer nie. Die vrug, werke, is net 'n uitvloeisel van om ingeënt te wees by die bron. So, my vraag is ons nie dalk te besig nie? Probeer ons nie dalk te hard nie? Dat ons so graag ons eie vrug en ons eie werke wil produseer, wat eintlik glad nie van die Here is nie. Wat nagemaak is. Wat van slegte smaak getuig. Is dit nie wat gebeur as ons eie werke en vrug wil produseer nie? En dan bring dit my terug na vers 2 in Johannes 15, waar Jesus sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Nou, het jy al ooit ervaar dat die Here dit regtig op jou hart lê om sekere dinge net te laat gaan? Of dalk ervaar jy dat daar sekere dinge is wat van jou af weggevat word of wat van jou weerhou word? Dalk is dit omdat die Here besig is om jou te snoei. Byvoorbeeld, ek gaan iets baie persoonlik nou deel. Ek het die afgelope seisoen het ek regtig ervaar dat die vrug van vreugde nie meer so natuurlik en uitbundig by my voortkom soos wat ek weet dit moet nie. Ek weet dit. Ek weet, ek ervaar die vrug het kleiner geword. En die Here moes my weer kom regsnoei. Die Here moes my weer kom regposisioneer. Die Here moes my weer kom laat besef het dat my vreugde kom nie van my omstandighede af nie, maar dit kom van in my daaglikse wandel van hom. En dit was partykeer vir my moeilik om elke dag, en in die afgelope paar weke moes ek elke dag die besluit gemaak het, Here, ek kies om my bekommernisse en my vrese oor die toekoms, my onsekerhede oor die toekoms, ek moet kies om dit aan U oor te gee.
Want die vrug, as ek gaan worry oor wat gaan gebeur in die toekoms, kan die vrug nie nou geproduseer word nie. Kan die vrug nie nou 'n uitvloeisel wees van dat ek ingeënt is by die bron nie. En die wonderlike ding is, soos wat ek elke dag geleer het om aan hom oor te gee, het die Here weer spontaan my kom bederf met die kosbaarste oomblikke. Ek het myself weer gevind dat ek soos al uit my maag uit lag. Ons lag te min, julle. Ons lag te min. En dit is nie iets wat ek uitdruk of aanplak, dit is iets wat net kom. Want hier is die ding, dit het nie meer vir my saak gemaak nou oor die toekoms nie. Dit nou vir my gesaak of die vrug van vandag vanuit die bron uitkom. Want julle, ons is nie gemaak om besig te wees met dinge wat nie betekenisvol is nie. Maar ek wil wel vir jou sê, een aksie van waarde, een vrug van die Gees, een dag in die teenwoordigheid van die Here beteken vir hom meer, is vir hom meer betekenisvol, het baie meer waarde as jare se geskarrel na aardse skatte. Maar ons besef dit nie. Ons dink my lewe word gemeet aan hoe besig ek is. Maar wat as die Here vandag trots op my is, as gevolg van een vrug, wat ek toegelaat het dat hy deur my laat vloei. Psalm 127, baie van julle ken hierdie hoofstuk. Dit sê, as die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard. Van vroegoggend tot laatnag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap. Nou julle, hierdie vers beteken nie dat ons nie moet bou nie. Dit beteken nie dat ons nie moet werk nie, dat ons nie moet waak nie. Dit is nie wat hierdie vers sê nie. Maar dit sê dat elke aksie wat ons het, moet geïntegreer wees met wat die Here mee besig is. En ek persoonlik het getuienis na getuienis in my eie lewe van waar ek te swak was, waar ek te moeg was, waar ek aan die einde van my wysheid gekom het en die Here kom net in een oomblik vir my deur. Nadat ek so hard probeer het, kom die Here in een oomblik vir my deur. Kom gee hy vir my bonatuurlike krag, kom gee hy vir my 'n boodskap, kom gee hy vir my 'n plan. So wat as ons partykeer net moet gaan slaap? Wat as ons partykeer maar net moet gaan rus? Stil wees, oorgee. Die antwoord is lê nie altyd in om besig te wees nie. Partykeer wil die Here dit vir jou doen in jou slaap. So as jy aan die einde van jou kragte gekom het, is okay om 'n bietjie te gaan lê. Spreuke 16 vers 3 sê ook, laat jou werk aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Nou hierdie is om te sê, Here, ek het alles gedoen wat U van my verwag het. So nou los ek dit in die hande. Maar ons het hierdie geneigtheid om alles te wil beheer. Selfs mense. Ons probeer so hard en ons doen dit baie keer met die mooiste intensies, maar ons sien geen verandering nie. Nou het jy al ooit in 'n vertrek ingestap en jy hoor die ligreëling is aan. Jy hoor die ligreëling is besig om te werk, maar ons geen verskil in die temperatuur nie. Jy het dit al ooit beleef? Jy hoor hy is besig om lug uit te blaas. Hy's besig, maar hy's nie effektief nie. Dieselfde kan gesê word van ons as mense. Te veel van ons is besig, maar ons is nie effektief nie. Ons is besig met wat? Nou om besig te wees beteken, jy vul jou dag met aktiwiteite wat jou gewoonlik oorweldig laat voel, en is gewoonlik 'n reaksie op dinge wat met jou gebeur.
Kom ons wees eerlik, dis hoekom jy aan die einde van 'n dag kan kom en nie mooi kan onthou presies alles wat jy gedoen het nie. Want jy was die hele tyd reaksionêr op dinge wat met jou gebeur het. Maar om effektief te wees, is om te fokus om die regte dinge reg te doen. Want jy het duidelikheid oor wat jy wil bereik. Ware effektiwiteit kan nie gemeet word aan dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Ek hoop jy hoor wat ek sê. Ware effektiwiteit kan nie gemeet word aan dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Nou ja, ek besef ons moet werk. Ons moet werk om geld te verdien, om te oorleef. Maar wat as jy nie net besig is by die werk nie, maar jy kan ook effektief vir die Here wees by die werk. Want jy sien, as Christene moet die Here se missie ons missie wees. Sy doel moet ons doel wees. Sy werk moet ons werk wees. Al wat gaan verskil is hoe ons daardie werk aanpak. Dis wat dit gaan verskil. En as die Here sê dat hy gee om vir 'n verlore wêreld, moet daardie selfde boodskap nie ook in ons harte ekho nie. Dis my vraag vanoggend. Die hartseer realiteit is, julle, dat ons is nader as ooit van tevore dat die bruidegom terugkeer. Maar in die afgelope 100 jaar bly Christene net 34% van die populasie. Vir die afgelope 100 jaar. Dit beteken op hierdie oomblik is daar ten minste 2/3 van die wêreld, ten minste, wat verlore gaan. Maar nee, die kerke was nog nooit so besig met aktiwiteite en met optredes nie, want ons wil die Christene gemaklik hou. Maar ons is besig met wat? Die wêreld. Hoe gaan ons 'n nasie, 'n wêreld transformeer van donker na lig? Van geestelike armoede na geestelike oorvloed, van verlore na gevind? Is ons besig met die regte dinge en is ons besig om die regte dinge reg te doen? Die antwoord is nie meer aktiwiteite by die kerk nie. Die antwoord is dat die liggaam van Christus sal leer hoe om hulle tyd meer effektief te handhaaf met dit waarmee hulle alreeds besig is. En waarmee is jy alreeds besig elke dag? Ons is besig by die werk en by die huis. Dis waarmee ons besig is elke dag, by die werk en by die huis. So wat as ons nie 'n kerk is net met 'n mooi visie nie, maar ons is volgelinge van Christus op 'n missie? Groot verskil. Ons is op 'n missie by die werk. Ons is op 'n missie by die huis. En van ons het hierdie vreemde idee dat vir my om voltyds vir die Here te werk, moet ek my werk bedank. Hierdie gedagte dat ek myself moet verwyder van die sekulêre wêreld, sodat ek voltyds in die heiligheid van die kerk kan kom staan. Ek wil vanoggend toe sê, jou bediening lê nie noodwendig in die kerk nie. Dit lê by die plek waar jy die meeste van jou tyd spandeer. Dis waar jou bediening lê. Hierdie nasie, hierdie wêreld gaan net transformeer as elkeen van ons aktief begin betrokke raak in elke faset van die samelewing. Dit is hoe die wêreld gaan transformeer. Is ons nie geroep as sout van die aarde nie? Nie die sout van die soutpot nie. Ons is sout van die aarde, ons is die lig vir die wêreld.
En transformasie gaan nie op 'n afstand gebeur nie. Dit gaan nie gebeur as jy net 'n anonieme Christen gaan bly by die werk nie. En ons gaan moet begin anders te dink oor waarmee ons besig is. Want van ons is so besig dat ons leef net met hierdie hoop. Eendag as ek nie so besig is nie, dan sal ek doen waarvoor die Here my geroep het. Jy weet, eendag as my kinders uit die huis uit is, of eendag as ek aftree. Maar hier is my vraag. Teen die tyd wat jy aftree, hoe sal jy jou jare by jou werksplek beskryf? Want hier is 'n skokkende feit vir jou. Teen die tyd wat jy aftree, sou jy ongeveer 100,000 ure by jou werk spandeer het. En dit is net 'n normale 8 ure 'n dag, 5 dae 'n week werk. Dis nie na ure nie. 100,000 ure. As jy gereeld kerk toe gekom het, sal jy teen die tyd wat jy aftree 5,000 ure by die kerk spandeer het. Dit beteken vir elke uur wat jy by die kerk is jy ongeveer 30 ure omtrent by die werk. En tog is daar soveel van ons as Christene wat ons werk beskryf as 'n geestelike woestyn. 'n Plek wat ek dan net toe gaan om geld te verdien sodat ek kan oorleef. Maar wat as jy veronderstel is om die Here se teenwoordigheid by jou werk uit te dra? Sal jy jou werksplek as 'n geestelike woestyn of 'n geestelike oesland sien? Hoe sien jy jou werk vanoggend? Is dit 'n geestelike woestyn waar al wat jy sien is niks van die Here se teenwoordigheid nie? Of sien jy dit as 'n vrugbare grond waar jy saad kan plant sodat die Heilige Gees dit kan laat groei? Is jou werksplek 'n geestelike woestyn of 'n geestelike oesland? Dit hang van jou af. Daar is soveel van ons wat mislei is om te glo dat die missie en die teenwoordigheid van God ergens anders as by die werk moet wees. Want daar is net te veel probleme, daar is net te veel wêreldse invloede by die werk vir die Here om deel te wees van die besigheid by my werk. En dan is daar ander van ons wat dalk voel dat ek voel my werk is deel van my Christelike plig. Dit is deel van my Christelike plig om 'n eerlike en 'n goeie dag se werk agter die rug te kry. Maar ek doen dit net om geld te kry sodat ek kan oorleef, sodat ek dan elders anders die Here se teenwoordigheid kan gaan ervaar. My vraag is daar nie dalk meer vir jou nie? Is daar nie dalk meer nie? Ons lees in 2 Korintiërs 2 vers 14. Ek is dankbaar teenoor God wat ons, omdat ons aan Christus verbind is, altyd saamneem in sy triomftog. En deur ons versprei hy die aangename geur van sy kennis op elke plek. Op elke plek. Sy reuk word nie net versprei wanneer ek by die kerk is nie. Sy geur moet versprei word op elke plek. En van ons het baie selektief begin word van waar ons voel ons die Here se teenwoordigheid kan ervaar. Ons het die Here in 'n boks begin sit van ek sal die Here se teenwoordigheid ervaar by die kerk. Ek sal die Here se teenwoordigheid ervaar in my binnekamer. Ek sal die Here se teenwoordigheid ervaar wanneer daar Christelike musiek in die agtergrond is. Maar my vraag is, as jy so gaan dink, waarmee is jy besig die res van die tyd? As jy selektief wil wees oor die Here en waar jy hom ervaar, waarmee is ons besig
die res van die tyd. Wat as jou werk jou bediening is? Wat as jy jou werk begin sien as jou sendingsveld? Wat as jy jou werk begin sien as God se roeping op jou lewe om sy teenwoordigheid in te bring in dit waarmee jy besig is? Ons word meegevoer in die besigheid van die wêreld. Maar ons as Christene, ons as kinders, as volgelinge van Christus, is geroep om die wêreld weer in ritme te bring met God se orde, nie andersom nie. En ek wil jou vra vanoggend, is jy besig, laat jy toe dat die wêreld jou meevoer in waarmee hulle besig is, in hulle ratreis? Of bring jy die wêreld weer terug in die ritme van God se orde? Want jy sien, die kerk en jou werk is albei net voertuie, albei van hulle is net instrumente, sodat die Here kan doen wat hy wil doen. Hulle albei is daar, sodat ons sy teenwoordigheid, sy aangename reuk oral kan versprei. En ek wil afsluit met hierdie gedagte, die genesing en die restaurasie van ons families, van ons gemeenskappe, van ons nasie, gaan net gebeur as elke een van sy volgelinge begin vrug dra in elke area van die samelewing. Ons sal nie verandering sien nie. Ons sal nie transformasie sien nie. Ons sal nie gereed wees vir ons bruidegom as ons net gaan vrug dra by die kerk nie. Transformasie sal eers begin gebeur wanneer elke een van julle wat ek nou in die oog kyk, begin vrug dra waarmee jy besig is, in die plek waar jy besig is. Dit is waarvoor ons geroep is. Om sy teenwoordigheid oral uit te dra. So ek wil jou bemoedig vanoggend, want jou werk is nie 'n hindernis nie. Dit is nie net 'n plek vir jou om geld te verdien sodat jy kan oorleef, sodat jy op 'n Sondag die Here se teenwoordigheid kan kom ervaar nie. Jou werk in al sy forme is jou bediening. So waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig by die werk? Waarmee is jy besig by die huis? En is jy bereid om ook effektief vir die Here te wees terwyl jy besig is?